Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag die 24ste Mei 2026. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. En hy lees vandag uit Johannes 14. Die tema van die preek, die Heilige Gees woon in ons, leef volgens sy waarheid. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hoop is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 138, daarvan verse 1 en 3. Ek sal met my ganse hart, o Heer, U loof en eer, U hoogheid huldig, en voor die gode in psalmgeklank, U bring die dank aan U verskuldig. Ek sal my neerbuig op U eis, na U paleis die oog na bowe, en om U guns en waarheid saam, U heilige naam eerbiedig lowe. Psalm 138, verse 1 en 3, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Geloof saam waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here het as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 19, daarvan die 4de vers, en daarna bid ons saam. Saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, hoe dankbaar is ons dat U steeds met ons bemoeienis maak. Ja, dat U betrokke is in ons lewe rig en lei. En dan ook deur U Gees kragtig in ons werk. Ons ook hier by mekaar roep om gevoed te word deur U woord. Here, daarom vra ons ook dat as ons nou na U woord gaan luister, dat U waarlik tot ons sal spreek. En dat ons dit sal deel maak van ons lewens. Ja, dat ons alleen maar daarvolgens sal lewe en elke besluit, alles wat ons doen, alles wat ons dink en praat, dat ons dit tot U eer sal doen. Here, ons vra dat U ons sal volmaak met U Gees, sodat ons altyd getrou sal bly aan die waarheid. Here, ons vra ook dat as ons nou na U woord luister, dat ons aandag sal gee, dat ons gedagtes nie weg sal dwaal nie, dat ons waarlik sal luister wat U vir ons sê. Ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe,
Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam Psalm 139, verse 1 en 3. Luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Johannes 14. Johannes 14, daarvan die hele hoofstuk. Kom ons luister daarna. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle.
Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoekom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het, dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Net hierdie gedeelte weer vanaf vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. In die 53 vertaling word voorspraak vertaal met troos, in die 2020 vertaling word dit vertaal met parakleet, soos dit in die Grieks dan ook staan, parakleet of parakletos. Al drie daardie vertalings is reg. Ek sal dit ook in die preek so belig. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, 10 dae gelede het ons die hemelvaart van Jesus Christus herdenk. En 2 Sondae gelede het ons ook gehoor wat sy hemelvaart vir ons beteken. Maar die disippels was nie so ingenome daarmee toe Jesus hulle vertel het, dat hy van hulle af sou weggaan nie. Hulle harte was ontsteld, het ons gelees. En ontsteltenis bring die gedagte na vore van om iets om te krap, in beroering te bring of te skud. Dis asof die mat onder hulle voete uitgetrek word en skielik is hulle onseker oor hulle toekoms. Maar Jesus troos hulle dan deur te sê dat die Heilige Gees as trooster, as voorspraak na hulle toe sal kom. Hy sal hulle, die Heilige Gees na hulle toe stuur om vir ewig by sy kinders te bly. En op Pinksterdag, 10 dae na Jesus se hemelvaart, het die Heilige Gees gekom. En tot vandag toe nog, rig hy ons gedagtes na die hemel, waar ons opgestane Here is. Maar nou, broers en susters, is dit ook so dat die gereformeerde kerk baie keer daarvan beskuldig word, dat ons te min maak van die Heilige Gees. Dis amper asof ons daarteen wil waak om te veel te maak van die Heilige Gees, as gevolg van die charismatiese kerke, wat die klem op die werking van die Heilige Gees laat val, ten koste van die Vader en die Seun, die ander 2 persone in die 3-eenheid. Broers en susters, die feit is egter dat ons 'n 3-enige God aanbid. En mag daarom nie maak asof die een minder en die ander een meer is nie. Vader, Seun en Heilige Gees is al 3 God, onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. Maar wat glo ons dan van die Heilige Gees? Want in Johannes 14 maak Jesus dit baie duidelik dat hy en die Vader een is. En as 'n mens die gedeelte mooi verder lees, dan word dit ook duidelik dat die Heilige Gees as deel van
die drie-enige God beskou word, as deel van Vader en Seun. Met ander woorde, daar's 3 persone, maar die Bybel is tog duidelik daaroor dat daar net een God is, en vandaar ons geloof in die drie-enige God. Ek sal dit in 'n volgende preek ook dalk belig, soos ons dit bely in die Heidelbergse Katekismus. Maar sommer vinnig kom ons dan voor 'n probleem te staan. Want wat stel jy jouself voor as jy aan die Heilige Gees dink? God die Vader bring ons by die besef van vaderskap na vore. Ons weet wat 'n vader is en wat 'n vader vir 'n kind kan beteken en behoort te doen. Dis nie iets vaag nie. En daarom verstaan ons dit makliker. By God die Seun dink ons aan die Here Jesus wat in Bethlehem gebore is, in Nasaret groot geword het, die land deur kruis en wonders gedoen het, uiteindelik sterf aan die kruis en na sy opstanding opvaar na die hemel. En ook dit is iets wat ons kan voorstel. Maar wat moet jy jou voorstel by die Heilige Gees? Bloot die woord Gees roep geen enkele sigbare assosiasie op nie. Trouwens, die Here Jesus vergelyk in Johannes 3 vers 8 die Heilige Gees met die wind. Die wind is onsigbaar en ongrypbaar. En so ook met die Heilige Gees. Hy gaan onsigbaar deur die wêreld. Sy werk is in so baie opsigte onbegrypbaar, maar ook ongrypbaar. Ons kan dit nie vasgryp nie. Ons kan nie beslag daarop lê nie. En tog is die Heilige Gees daar. Hy's oral, werksaam. Daarom verstaan baie mense die Heilige Gees verkeerd. Hulle verstaan hom as 'n iets en nie as iemand nie. Die Gees is nie 'n onpersoonlike krag of invloed nie, maar 'n persoon. Baie mense dink aan die Heilige Gees bloot as 'n invloed of 'n krag wat in hulle lewens moet werk, amper iets so swaartekrag. Nee, die Heilige Gees is wel kragtig werksaam, maar die Bybel leer dat die Heilige Gees 'n persoon is. Daar Jesus praat deurgaans van die Heilige Gees met persoonlike voornaamwoorde, hy en hom. En daarby saam, sou weeskinders daarmee tevrede wees as mens vir hulle bloot 'n krag, soos byvoorbeeld elektrisiteit gee in ruil vir hulle ouers? Nee, dieselfde. Christus sê in vers 18 dat hy ons nie as weeskinders sal agterlaat nie. Dus sal hy iemand gee wat ons kan troos en bystaan. En hierdie iemand kom woon in ons. Met Jesus se geboorte juig ons oor God met ons. Met Pinkster juig ons oor God in ons. Dit is dan waar die Heilige Gees wel liggaam kry, naamlik deur die kerk wat hy vergader. Deur in elke lidmaat te woon, word ons as ware die hande en voete van die Heilige Gees. Maar wat is die werk dan van die Heilige Gees? Dit sê Jesus ook vir ons. Jesus sê hy is die Parakleet en die Gees van die waarheid. In vers 26 sê Christus, sal die Heilige Gees ons leer en herinner aan wat Jesus gesê het. 'n Parakleet of parakletos is 'n besonder gewigtige woord. Dit kan letterlik vertaal word met om iemand te hulp te kom, om iemand in te roep vir hulp, om iemand met raad en daad by te staan. En so word daar byvoorbeeld 'n prokureur of 'n advokaat vir 'n persoon aangewys om hom te verdedig. So word 'n dokter na iemand te geroep wat siek is. So word 'n kind se ouers in kennis gestel om te kom wanneer hy seer gekry het. 'n Parakleet is 'n helper in die wydste sin van die woord.
Hy tree altyd vir jou saak in. Hy verdedig jou. Hy is jou voorspraak. Ja, die rabbies het destyds 'n gesegde gehad, wat hulle gesê het, jou goeie werke is jou parakleet. Jesus leer dus vir sy disippels, dat nie hulle goeie werke vir hulle iets gaan beteken nie, maar wel die Heilige Gees. Hy sal vir hulle instaan. Romeine 8 vers 26 leer ons dieselfde. Daar lees ons, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Jesus word dan self ook beskryf as die parakleet van sy kinders by die Vader. So het hy opgetree in sy hele lewe. Hy tree in die bres vir sy disippels wanneer die Fariseërs hulle beskuldig. Hy dien voorspraak vir die blinde man wat weer kan sien en deur die Joodse raad verban word. Hy bid vir Petrus en vir die ander disippels dat die duiwel hulle nie moet oorwin nie. Hy bid in sy hoëpriesterlike gebed vir sy volgelinge. Eintlik is sy hele koms na die aarde gekenmerk deur sy intree vir sondaar mense. Hy gee homself as offer aan die Vader, sodat sondaar mense gered kan word. En nou beloof hy 'n ander parakleet. Ja, eintlik sal die disippels nie armer wees as hy weggaan nie. Hulle sal ryker wees. Want na sy hemelvaart gaan Jesus voort om steeds voorspraak te wees, maar nou in die hemel aan die regterhand van sy Vader. Maar boonbehalwe dit, stuur die Vader en die Seun dan ook nog 'n ander parakleet. Een wat hier op aarde vir hulle sal intree en voorspreek. En dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. Ja, Jesus sal hulle dus nie as weeskinders agterlaat nie. Hulle sal nie sonder die Vader en hom wees as Jesus weggaan nie. Want Jesus kom deur die Heilige Gees in hulle woon. En daarvan kan hulle seker wees. Hy sê, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Ja, die Heilige Gees word die verbinding, die knooppunt tussen die gelowige en Jesus en die Vader. Die uitstorting van die Heilige Gees is die versekering dat die band tussen die gelowige mens en God daar is. Ja, die ander parakleet sal ook ewig by ons wees. Nooit sal daar die band gebreek word nie. Die ander parakleet of voorspraak sal nie net by die gelowiges wees nie, maar ook in die gelowiges woon. Daar sal die nouste moontlike band wees. Hy is die Gees van die waarheid. Nie alleen is hy in sy persoon waarheid nie, maar hy is ook die een wat die waarheid van die verlossing deur Jesus Christus in die harte van mense duidelik maak. Daarom, as ons in sonde val, dan is dit die Heilige Gees wat jou herinner aan wat Christus vir jou gedoen het. As 'n geliefde sterf, dan is dit die Heilige Gees wat jou herinner en troos met die wete dat Christus uit die dood opgestaan het en die dood oorwin het. Die Heilige Gees is ook die Gees van die waarheid. Ons kan op sy woord vertrou. Maar wat is die woorde van die Gees? Die woord van God, die Bybel. Die Gees het immers die skrywers organies geïnspireer om die woord van God neer te skryf. Hy is dus die eintlike outeur. En daarom kan ons die woord, die skrif vertrou en glo wat daarin staan. Ons kan egter nie die woord verstaan as ons nie deur die Gees gelei word nie. As 'n mens 'n gedig wil verstaan, gaan vra die skrywer van die gedig wat hy daarmee bedoel.
Dieselfde met die woord van God. As 'n mens dit wil verstaan, vra die outeur, naamlik die Heilige Gees. Maar teenoor die Gees van die waarheid staan die vader van die leuen, die heerser van hierdie wêreld, soos Jesus sê, ja, die Satan, die slang. Hy wil weer hê dat ons die Bybel moet wantrou en nie alles glo wat daarin vir ons opgeteken staan nie. Hy wil ons eerder allerhande ander dinge wys maak, soos dat Jesus nie werklik uit 'n maagd gebore is nie, dat hy nie werklik opgestaan het uit die dood nie, en dat hy nie liggaamlik opgevaar het na die hemel toe nie. Maar juis daarteenoor sê Jesus ook dat die Gees ons alles sal leer. Ja, net soos wat Jesus leermeester was, so sal die Gees dit wees wanneer Jesus nie meer liggaamlik teenwoordig is nie. En hierdie leerwerk sal daarin bestaan dat hy die disippels en ons aan die woorde van Jesus sal herinner. Hy sal die apostels toerus om die boodskap van Jesus suiwer te verkondig en ook te boek te stel. Ja, net soos wat Jesus gesê het, dat hy slegs dit kan sê wat van die Vader kom. Net so spreek die Heilige Gees die woorde van Jesus na. Die Gees sal ons dus nie nuwe dinge wys maak nie. Die Gees sal byvoorbeeld nie aan iemand iets openbaar wat nie in die skrif staan nie. Hy sal ook nie iemand wys maak wat in stryd is met wat in die skrif staan nie. Want dan gaan hy teen homself in. En dan is hy nie meer die Gees van die waarheid nie. Broers en susters, daar's egter nog iets wat Jesus vir sy ontstelde disippels sê, en wat ook die Heilige Gees sal doen. Die Gees bring vrede. En die vrede is nie soos die wêreld dit ken nie. Vir die wêreld is vrede die afwesigheid van konflik. Maar die vrede wat Christus deur die Gees aan ons gee, is 'n innerlike vrede, 'n rustigheid dat ek in God se hand is, en dat niks of niemand my daaruit kan ruk nie. En as jy daarvan oortuig is, dan het jy sy vrede. 'n Vrede wat die verstand te bowe gaan. Maar daardie vrede spoel dan ook uit tot vrede met jou naaste. Broers en susters, die Vader en die Seun en die Heilige Gees is een. Die Vader en die Seun het die Heilige Gees gestuur om in ons te woon. Die Gees is net soveel deel van 'n enkele enigste God. Net soos wat die Vader en die Seun is. Hy is nie ondergeskik nie, maar volkome God. En met Pinkster herdink ons dat die Gees nou binne in ons woon. Broers en susters, dink daaraan. Heilige Gees was die krag waarmee Christus uit die dood uit opgestaan het. Die dood oorwin het. Daardie krag is in elkeen van ons. Dan kan ons mos oor die sonde heers. Ja, die Heilige Gees is vir ons gestuur om ons te lei, om ons te help, om ons te troos. Kortom, die Heilige Gees herinner ons aan die verlossingsdaad van Jesus Christus. En watter wonderlike troos is dit nie, dat ons kan weet, dat God in ons is, en niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, weer eens staan ons verstom oor hoeveel bemoeienis U met ons maak.
Ja, dat U ook vir ons U Gees gestuur het, om kragtig ook in ons te werk. Ja, dat ons die waarheid kan hê, dat ons die waarheid kan verstaan, dat ons volgens die waarheid kan leef, dat ons kan heers oor die Satan en sy magte. Ja, alles omdat U ons eerste lief gehad het. O Here, hoe sal ons ooit die nimmer eindigende liefde kan verstaan? Die grootheid van U genade. Al wat ons kan doen is om nederig voor U te kniel en U te dank. Maar Here, ons besef ook ons eie sonde. Ja, as ons maar 'n kansie kry, dan sondig ons teen U. Daarom vra ons ook dat U sal gee dat ons volgens die werking van U Gees sal handel. Ja, dat ons sal volhard in ons geloof, geloof wat U ook in ons werk deur U Gees. O Here, dat ons ook, soos ons verlede Sondag gehoor het, sal luister na die influistering van U Gees. Dat ons sal agslaan op U roepstem, dat ons sal agslaan as U ons teregwys. O Here, gee dat ons hele lewe sal inrig volgens dit wat die Gees van die waarheid vir ons sê en ons lei. Weer ons dra ons gemeente op aan U, dat ons ook sal handel volgens die waarheid. Dat ons waarlike lig sal wees, soutende sout. Dat ander mense sal dors maak vir die evangelie. Dat hulle sal toevoeg by U koninkryk. Waar ons kan maar net die saadjie plant. Dit is U wat laat groei. Weer ons vra ek dat U met elkeen van ons individueel sal wees. U weet van elke beproewing waardeur ons gaan. Elkeen sin anders. Maar nooit bo ons vermoë om dit kan hanteer nie. Want U gee ons ook daardie krag. Deur 'n beproewing net nader en nader aan U te groei. En ons dank U ook daarvoor. Here, hou U hand van beskerming en bewaring oor ons. Vou ons toe met die vaandel van U liefde. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam uit Psalm 139, daarvan verse 6 en 12. Ons
je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. 24ste is vandag, dan die Flou, dan die Florence du Plessis. 28ste Christine van Jaarsveld en Arno Kanter. 29ste Stefan Mokke, 30ste Jolandi Meton. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seën en hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan is ons dankbaar dat die Maria Ham tuis is, nadat sy gegly het en haar been oopgeskeer het. Sy het ook 'n draai in die hospitaal gemaak, maar ons is dankbaar dat sy weer tuis is. Daar's Magnolias Dinsdag. So vir al ons lidmate wat dit kan bywoon, is om 09:30. Het ons 'n bietjie luister hoe dit met mekaar gaan. Lekker kuier ook, bring net 'n bordjie eetgoed saam en dan kuier ons lekker saam. Dis Dinsdag 09:30 in die kerksaal. Almal is baie hartlik welkom. Dan met attestaat vertrek na Gereformeerde Kerk Hartbeespoort, dis Karel en Petro Botus. Baie lekker week. Daar's Bybelstudie. Ons begin vandag met Daniël. Almal is hartlik welkom daar ook. Lekker week vir elkeen.